Nou wanneer ons vanoggend hier uit die Bybel uit gaan lees, dan moet die Bybel tog ons gedrag verander van die manier waarop ons optree. Anders help dit nie ons sit hier en ons gaan maar net weer huis toe nie, en dit verander niks nie. So as ons die woord lees, dan sê die woord vir ons op 'n sekere manier moet ons optree, en dan moet ons dit gaan toets en gaan oefen by die huis, tot ons dit so kan doen, sodat Filippense 4 ook vir ons sê. En daarom kom ons gaan saam lees Filippense 4, vanaf vers 2, die opskrif daar, die Christelike lewenswandel. Ek vermaan vir Euodia, en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Jy kan hoor, daar was 'n bietjie struweling gewees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Lees ons so ver, ons gaan ook so hier en daar kyk na Matteus hoofstuk 6. So as jy hom wil so oophou, is jy ook welkom. En ons 'n bietjie daar ook gaan 'n versie of wat by stil staan. Ons tema vir vanmôre is bekommernis. Bekommernis. Was daar al ooit 'n tyd in jou lewe waar jy so oorweldig is dat jy die nag nie kon slaap nie? Was jy op 'n stadium al so in 'n krisis gewees dat dit vir jou gevoel het dat jy nie kan funksioneer nie? Dat dinge net te veel geraak het vir jou? As jy vir 'n oomblik nadink aan die lewe, as jy vir 'n oomblik nadink aan jou situasie waarin jy nou is, wat bekommer jou? Wat is dit wat hier in jou gedagtes maal die hele tyd? Wat bekommer jou? Iemand het eendag bekommernis as volg gedefinieer. Hy sê bekommernis is buitensporige besorgdheid wat deur onrealistiese vrees gedryf word. Bekommernis is buitensporige besorgdheid wat deur onrealistiese vrees gedryf word. Nou as daar iemand is wat nou bekommerd of besorgd moes gewees het, dan was dit nou definitief Paulus. Want Paulus, as jy die gedeelte lees, dan sien jy daar's 'n bietjie moeilikheid, daar's 'n eensgesindheid en daar's ouens wat bietjie stoei met mekaar. As jy Filippense 1 gaan lees, hier vers 15 rond, dan sien jy dat daar ouens is wat jaloers was op Paulus. En hulle het so opgetree, dis ouens wat ook die woord verkondig het, maar hulle het die gevangenskap eintlik net vir Paulus net nog moeiliker gemaak. So Paulus sit hier as hy hierdie stuk skryf in die gevangenis, gaan nie goed met hom nie, verhoor afwagtend, die kans dat hy doodstraf sal kry is daar. So dis, as ons net die prentjie skets, van waar is Paulus nou? Maar as een goue draad wat deur hierdie hele Filippense loop, en dis dat te minne van sy omstandighede waar hy is, sê hy, wees bly in die Here. Dan sit 'n ander woordjie eintlik by, hy sê, wees altyd bly in die Here. En dan herhaal hy het, ek herhaal, wees bly. Iewers het Paulus die geheim gevind, wat ons gaan help, om bekommernis te bestry. En die geheim lê in Filippense 4. Nou oor bekommers daar al baie dinge geskryf, liedjies gemaak, almal ken hom, don't worry, be happy, daar sê hy, julle ken hom. En dan sê ouens in die volksmond sê hulle, moenie worry nie, watch net, daar sê hy, julle is skerp vanmôre. Maar kom ons wees eerlik, dis baie makliker gesê as gedaan. Kom ons wees nou eerlik met mekaar, dis baie makliker gesê as gedaan.
om jouself nie te bekommer oor dinge nie. Ek het in die begin gedink dat dit is eintlik deel van mens wees. As jy hierdie gedeelte gaan lees, dan is daar iewers 'n skuif wat moet kom. 'n Swaai wat moet kom, en dis wat ek in die begin gesê het, van seker goed wat ons moet gaan toets, gaan oefen. Gedrag wat ons gaan verander. As iemand vir jou sê, man, moenie bekommerd wees nie, dan voel dit eintlik vir jou, man, hierdie persoon het nie gehoor wat ek vir hom sê nie. Hy verstaan nie my situasie waarin ek is nie. Want as hy verstaan het wat my situasie is, dan sou hy sommer saam met my bekommerd gewees het. Maar in die Bybel is daar 'n hele klompie moenie bekommerd wees tekste nie. As jy Matteus gaan kyk, Matteus 6, vers 25, Jesus self in die woord, almal ken die bergpredikasie, dan sê Jesus, vers 25, daarom sê ek vir julle, Jesus self in die woord, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle moet eet nie, of wat jy moet drink nie, of oor jou liggaam nie, oor wat jy moet aantrek nie. Nou gaan Jesus aan, en dan hier vers 1 sê hy, jy moet nie by jou kommer en jouself afvra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowige begaan, as julle hemelse Vader weet tog, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle vir die koninkryk van God. Hoekom is dit so verkeerd om bekommerd te wees? Ons sien, Jesus sê dit, in Matteus, ons sien, Paulus sê dit, ek dink as 'n paar goed. En die eerste is, dit plaas die fokus op die verkeerde plek. En jy bekommer is, begin net fokus op die bekommer is, en jy fokus is nie op God nie. Net oor die lewe self, as jy bekommer oor die finansies, en jy wonder, jy sê, Here, waar gaan ek nou geld kry, vir aftrede, of om my kinders te laat swat eendag, dan bekommer jy so hieroor, dat jy jou lewe, jou reis in jou lewe nie geniet nie. Maar jy bekommer jou die hele tyd. Die fokus is dan op die bekommer is. Die fokus is nie daar waar het moet wees nie. En dis by God nie. In tweede plek, om besorgd en bekommerd te wees, laat jy vergeet aan wie jy behoort. Jesus sê vir ons moet weet dat God meer as in staat is om na ons om te sien as wat ons dink. God is in staat om na ons om te sien. Ons moet dit glo. En lees in Matteus en sê, hy sorg vir die diere, hy sorg vir die voëls in die lug, hy sorg vir almal. Dis ons nie meer werd as dit. Ek sal vir jou sorg. Toets my, ek sal vir jou sorg. Ander gelykenis in Matteus 7, sê, vra vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Ek so 'n bietjie 'n paar kommentare gaan lees hieroor, en ek lees toe een ding raak, en dit het my sommer geskok. Het my sommer net so half laat sê, wow, is dit waar? En miskien skok het jy ook as jy hom vanoggend sien. As jy bekommer, vertrou jy nie God nie. Waarin lees, dog ek nie, maar dit kan nie waar wees nie. En ek het dan weer gelees, en ek het weer gekyk daarna, en hoe meer jy begin dink daaroor, hoe meer begin jy dink, wat is eintlik waar? Groot is die God wat ek het hier in my kop. Ons weet die groot is God. Wel, ons weet nie groot God nie, maar as jy die Bybel lees, dan. Maar die God wat jy aanbid in jou kop, hoe groot is hy? Baie keer sê in ons kop, maar God kan nie dit doen nie. God kan nie dat doen nie. Ek dink ek sal 'n bietjie help hier. Hoe groot is die God wat jy aanbid in jou hart, in jou verhouding met die Here? Hoe groot is hierdie God? Die Bybel sê vir ons, groter as wat jy kan dink. Baie groter as wat jy kan dink. Ons kan dit nie eens vasvat nie. So groot is dit. As jy bekommer, vertrou jy nie God nie. En dit ek 'n bietjie begin dink daaroor,
Wat beteken dit dan, ek moet nou net maar niks doen nie? Want as dit sommer maar net gebeur. Nee, en dis wat Paulus ook sê nie. Paulus sê, jy moet iets doen. Wat moet jy doen? Die eerste plek, die heel eerste reaksie moet wees, ek moet met God gaan praat. Dis wat jy moet gaan doen. En dan moet jy gaan hoor, wat sê God vir jou, moet jy gaan doen. Miskien wil God hê jy moet sekere goeders gaan doen. Miskien aan die ander kant, as jy in so 'n verhouding met die Here leef, dan sê die Here om sekere goeders te doen, wat eintlik dan vir iemand anders se bekommernis wegvat. Want jy gaan doen dit wat die Here wil hê jy moet doen. Wat ek moet doen is om te bid. Wat ek moet doen is om stil te raak voor die Here, met die Here te gaan praat, en sê, vir God te vra, Here, wat is dit wat ek moet doen? Wat wil jy moet ek doen? So jy gaan net terug sit en sê, laat Gods water oor Gods akker loop nie. Paulus sê duidelik, gaan praat en bring alles aan die Here. Dis die eerste reaksie. Want in elk geval om jou te bekommer, help niks. Dis vrugteloos. Wie kan homself bekommer deur sy lewe langer te maak, 'n uur by sy lewe te voeg, sê die woord. Daar's niks produktief aan kommer nie. Inteendeel, dit laat jou sommer net so op 'n manier verlam, uit 'n lamheid in jou. Jy voel net, jy het nie energie nie, as jy jouself bekommer nie. Jy het maagswere, jou bloeddruk is hoog, jy het hartprobleme, hoofpyne, nekpyne, spysverteringsprobleme, jy kry nie genoeg rus nie, en so kan jy aangaan. Jy raak gefrustreerd, geïrriteerd, raak negatief, as jy heeldag net sit en bekommer nie. Dit help nou niks. Selfs bekommer is vrugteloos. Maar ek is so 'n bietjie gaan hier indelf en sê, wat beteken nou hierdie woord besorgd of bekommer in hierdie teksgedeelte? Merimnao is die Griekse woord. En dit is baie interessant. Dit beteken twee goed. Dit beteken in die eerste plek om uit mekaar getrek te word. Om te sê maar, jy is hoop, jy is asof jy in een rigting is, en as jy begin bekommer, dan trek jy jou weg na wanhoop toe, na die kant toe. Hy trek jou uit mekaar uit. Dit is wat die Griekse woord bekommer, besorgd wees beteken. Hy trek jou uit mekaar uit. In die tweede plek is dit om gewurg te word, versmoor te word. Nou van julle wat nou al bekommerd was, sal weet, dis omtrent hoe jy voel, binne jouself. Dit voel of jy partykeer nie asem kry nie, dit voel of jy nie kan energie kry nie, dis asof dit jou visie wegvat. Dis asof dit jou wurg, asof dit jou versmoor. Hoe moet ek dan bekommernis hanteer? Wat sê Paulus hier? Paulus sê in die eerste plek, dis nou net vir mekaar gesê, jy moet bid oor alles. Hoor wat staan daar? Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes aan God bekend. Bid oor alles. Nie net die groot goed nie, selfs die klein goedjies. Ons eerste reaksie moet altyd wees as iets gebeur, ek praat met die Here. Moenie jou laaste reaksie wees nie. En ek vind myself, baie keer, dan vang ek myself, stadium bakkies twee so bietjie, dan werk hy nie. En dan begin ek dink, ja nee, 'n bietjie begin rondkyk, ek kyk in die koerant en als, en dan dink ek, in die aand lê ek en dink, hey, ek het nog eens met die Here gepraat hieroor nie. Maar ek maak nou alweer my planne. En alles, bring dit eers na die Here toe. Hy sê, hoe in gebed en smeking. As jy hierdie gevoel van vrees ervaar, bring dit dadelik na God toe. Jou eerste reaksie is na God toe. En as hy sê smeking, dan beteken smeking om nie net een keer te vra nie, om jou hele hart eintlik oop te gooi vir die Here en te sê, Here, hier is ek. Ernstig bring jou hele lewe so voor die Here. En dis presies wat Jesus gedoen het. As jy Hebreërs 5 gaan lees, vers 7 staan daar, gedurende sy aardse lewe, dit is Jesus, het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer,
met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Selfs Jesus het dit gedoen. En ek jou hart oopgemaak, stikkend oopgebreek en sê, ja Here, hier is ek. Hier is ek. Om my hele hart uit te stort voor die Here. En dan in die derde plek sê hy met danksegging. God hou daarvan dat ons ook vir hom dankie sê. Ken die gelykenis van die 10 melaatse mans, een persoon het omgedraai en gesê dankie. Maar het is baie interessant dat hierdie goeders word in een lyn genoem. Gebed en smeking en danksegging. En ek het ook gewonder, hoekom noem hy dit in een lyn? Dit beteken nie, eers later as die Here iets vir jou gedoen het, nou sê jy dankie nie. Eintlik sê hy daardeur, as ek in gebed en smeking voor die Here is, dan moet ek vir die Here sê dankie, want my fokus is dan op dit wat God alreeds vir my gedoen het in die verlede. Dankie Here dat U vir my daarmee gehelp en alles. Met ander woorde, ek weet ek kan die Here vertrou vir hierdie nuwe krisis wat oor my pad is, dat die Here met my ook gaan help. Dis in een lyn. Dis nie in verskillende, dat jy dit later moet doen nie. Hy word nie so geskryf in die Grieks daar nie. Gebed en smeking, dankbaarheid moet saam wees. Want dan is my kop, my fokus is op God, dat God hierdie verskil kan bring. En wat doen God dan? Wat is die resultaat daarvan? En ek is sommer vir ons die ou vertaling, ons nou die nuwe vertaling gelees. Die ou vertaling sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sê julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kyk mooi wat staan daar. Staan nie daar dat die probleem weg is nie. Dit wat jy oorspronklik bekommer het nou weggeval nie, het weggeneem nie. Alles is nou honkie daar nie, alles is nou reg nie. Dis nie wat daar staan nie. God gaan vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En weet julle, ek glo dat ek in 'n bevoorregte posisie is om by mense draai te maak wat siek is, wat kanker het, wat deur kankerbehandeling gaan. En hierdie ding het ek 'n hele paar keer al gesien. As jy vir mense gaan besoek, dan ry ek nou voor dit en dink ek in die kar terwyl ek ry, wat se gedeelte sal ek vir hulle lees? Om hulle moed in te praat, om hulle te bemoedig. Daar is 'n klompie teksgedeeltes wat ou kan lees, wat mense bemoedig. Want as ek myself net indink in hulle situasie, dan dink ek, hulle moet in die grond wees. En dan het ek hierdie teksgedeelte alles, en as ek by die mense kom, dan vind jy iemand heeltemal anders daar. Nie iemand wat in die grond is nie. En dan is daar iemand wat eintlik, as ek daar uitstap, dan is ek meer bemoedig as hulle. Want hulle het soveel vrede, wat ons nie kan verstaan nie. Jy kan dit nie rasioneel verduidelik nie. En dis wat hy sê, dit gaan jou verstand te bowe. Ons koppies kan dit nie vat nie. Mense wat net tevrede het, die kanker is nie weg nie. Die chemoterapie is nog meer besig. Maar die mense tevrede, wat alle verstand te bowe gaan. Sê die Here is in beheer. En die Here voorsien. En ek hou in die Here vas. Seker nie probleem is weg nie. Maar God gaan vrede gee. En dis wat Paulus ervaar het. Paulus sit in die tronk as hy hierdie goed deurgaan. En dan sê hy, wees bly. Ek herhaal, wees bly. Dis 'n vrede wat nie beskryf kan word nie. En die laaste is, al die dinge slegs moontlik deur Christus Jesus. Deur in Christus te wees. Hierdie goed gebeur net as jy in 'n verhouding met die Here staan. Paulus het 'n groot teologie en jy kan baie gaan lees daar in Romeine van in Christus. Wat in Christus beteken. In Christus beteken dat jy verhouding met die Here het, saam met die Here as ware gesterf het en opgestaan het, my sonde afgelê het, die ou lewe afgelê het, 'n nuwe lewe begin lewe. Dis in Christus. Om op pad saam met die Here te stap. Vandag afsluit te sê, kom ons gaan
Oefen dit. Weereens sê ek, die eerste sinnetjie wat ek gesê het vanoggend was, hierdie goed moet ons gedrag verander. Die woord moet ons gedrag verander. Die manier waarop ons sekere dinge doen. En ek dink ons leer vandag iets hier by Paulus, om te sê, kom ons gaan doen dit. Moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Mag die Here ons help om dit te doen. Amen.